Ons lees uit Romeine 8 vandag, en as ons vandag die reeks aangaan met die reeks wat ons laasweek mee begin het, dan weet ons vers 1, sê God vir ons vanoggend, julle mooi hoor en mooi luister, en hierdie met die hoofgedagte wees reg deur die Gees, dat daar's geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Vers 1 van Romeine 8. En tweedens, dat niks kan my skei van die liefde van die Vader nie. Julle moet daai twee waarhede nie net hoor nie, maar vashou, omdat jy in Jesus Christus is. En as ons lees in Romeine 8 vanoggend, dan wil ek jou bemoedig en aanmoedig om self die hele hoofstuk te gaan lees. Daar's oor die 80 keer verwys na Jesus, God en die Heilige Gees. In een hoofstuk. Daarom kan jy nie vinnig dit lees nie, jy moet stadig dit trotseer, deurwerk, bedink, en dan besef, maar wat is die nagevolge van hierdie? Dat in een hoofstuk 80 keer verwys ons na God, die drie enige God. Dis 'n ongelooflike stuk. En julle is welkom ook die dagstuk hier saam met ons deur te werk. Die boeke is $5, of jy kan dit aanlyn beskikbaar kry op jou foon gratis. Julle is welkom julle Bybels dan ook te maak. By Romeine 8, ons gaan van vers 5 tot 12 te lees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, is ons skuldeienaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, maar aan die gees. Vader, ons bid nou dat hierdie woorde sal ons diep tref. Dit sal sny soos wat geskryf is in die woord, deur murg en been, diep in ons harte in. Maar dit sal ook opbouend wees, Vader. In Jesus se naam. Amen. Dit is baie duidelik dat Paulus onderskei tussen twee verskillende mense hierso. Mense wat volgens die vlees lewe en mense wat volgens die gees lewe. En ons mooi verstaan, hierdie mense, die eerste mense, die mense wat volgens die vlees lewe, is ongeredde mense. Dit is duidelik in hierdie stuk. En dan is daar die van ons wat gelowiges is, wat die gees ontvang het, wat dan sê dis die ander twee tipes. So daar's 'n duidelike verskil en dis heeltemal lynreg teenoor mekaar. Water en olie. En hy maak dit baie duidelik. Twee verskillende soort mense. Ons sal sien met twee verskillende denkpatrone. Ons gaan ook sien met twee verskillende verhoudings met God. En dan laastens sal ons sien met twee verskillende uitkomste. En ons weet dat die paadjie, Jesus het gesê, die paadjie is baie nou vir die wat hemel toe gaan. Maar die wat volgens die vlees dan lewe, ons waarheid. So die eerste standpunt waar ons gaan staan by die Vader en ons vra, die Heilige Gees praat met ons, met vers 5, die twee denkwyses. Romeine 8 vers 5 staan, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Daar is die twee uiterstes. Nommer 1, dinge van die vlees, of bedink dinge van die vlees, en bedink dinge van die gees. Nou ek moes bietjie met myself geredeneer in hierdie stuk, want ek het gedink, is bedink die regte woord om hier te gebruik. En toe vanoggend besef ek, nee, dit is die regte woord hier om te gebruik.
Want dis nie net oor mense wat dink oor hulle sondige natuur, of mense wat dink oor sonde nie. Dis mense wat hulle hele leefwyse inrig volgens dit, en dis 'n denkwyse, 'n denkpatroon. En dit is wat ons moet sien. So in ander woorde, op hierdie kant is daar mense wat leef met 'n denkpatroon van ek gaan my of my natuur, my sondige natuur bevredig. En dan op hierdie kant is die wat in Christus is. Want dis ons tema, in Christus. Wat die Gees van God binne hulle het, wat sê ek bedink dit wat van die Gees afkom. En besef ek, dit is die regte woord, want dit is meer as net dink. Bedink, dis 'n leefwyse. En teenoorgestel, ons kan sê, met ander woorde, die mens se fundamentele lewensuitkyk, kernoortuigings, morele rigting, diepste begeertes, gedrag, word of deur die vlees bepaal, of deur die Gees. Waar's jy vanoggend? Waar's jy vanoggend? En dit kan ons dan ook sê, dat dis die wat vleeslik is, het 'n doelgerigte ingesteldheid om die natuur, die selfsugtige, sondige natuur te bevredig. En die wat die Gees het 'n doelbewuste, doelgerigte lewe om die Gees onder hom gelei te word. En dit is fantasties dan om te sê, maar die wat in Christus is, want dis wat hy sê, Paulus, die wat in Christus is, het die Gees. So dis twee verskillende denkwyses. Maar nou vra ek myself, maar hoe moet 'n Christen dan, hoe moet 'n gelowige dan as gevolg van die Gees wat binne hulle is, wat se denkwyse het hulle, wat se denkpatrone? Nommer 1, hulle wil God gehoorsaam. Esegiel 36 vers 27 staan die volgende: Ek sal my Gees in julle gee en julle so ver bring om volgens my voorskrifte te leef. Dis nie net iets wat jy gaan probeer doen nie. As Christen met die Gees van God binne in jou, gaan jy dit wil doen. Ek dink aan Dawid, die psalmdigter. Dawid wat die Psalm 51 geskryf het waar hy gesondig het en hy vra vir God, moenie u Gees van my wegneem nie. Maar dan dink ek aan Dawid, want die res van die psalms ook skryf, en daai psalms, weet ons, is vol van God se Gees. Want hy kon nie alleen geskryf het nie. Die woord kom van God af. En ek dink dan aan die langste psalm wat in die Bybel is, Psalm 119. En waaroor gaan Psalm 119? Sondagskool 101. Waaroor gaan dit? Ek wil u wette volg. Jy sien, as die Gees binne ons kom woon, is daar begeerte om God te gehoorsaam. Gaan ek dit altyd reg kry? Natuurlik nie. Natuurlik nie. Ons het daai ou natuur wat kort opkom. Maar ons wil graag God gehoorsaam. Tweedens, wat ons sal sien as ons volgens die Gees lewe, is heiligheid. 1 Tessalonisense 4 vers 3, want dit is die wil van God, dat julle heilig maak. Aan die ander woord, dat julle heilig sal lewe. En hy kom doen dit, want is die Heilige Gees binne ons, en ons het laasweek gehoor, in Romeine 8 vers 1 tot 4, dat God ons kom red het, maar hy het ons ook voor God se troon laat kom staan, en ons is nou regverdig voor God. Ons het 'n skoon, gewaste kleed. Heilige kleed. Dis wat hy kom doen. Dis wat hy kom doen. So heiligheid is een. Die volgende ding wat die Gees binne ons wil kom doen, is vrug van die Gees, Galasiërs 5. Dit kom nie op nie, maar ons weet wat die vrug is. Geduld, liefde, barmhartigheid. Volgende ding wat hy kom doen as gelowiges is hy bring eenheid in liefde. Efesiërs 4 vers 3 waar hy praat oor die kerk, Paulus. En hy sê daar sal eenheid wees en daar sal liefde wees as gevolg van die Gees wat in julle woon. En is ongelooflik om hierdie te hoor, want baie mense, en
koppel die Gees aan musiek en iets mistieus wat jy beleef op 'n Sondagoggend vir 'n halfuur en dan stap jy weg van dit af en dan is die Gees nie meer met jou nie. Nou ek sê nie, die Gees is nie teenwoordig wanneer ons sing nie, want ons loof en prys hom. Ek self het altyd gedink ek gaan 'n worship pastoor wees in steede van 'n ou wat preek. So ek's mal oor musiek. Veral vandat dit kom van die regte hart af. Maar ons mis dit as ons sê die Heilige Gees is gekoppel aan musiek. Of 'n gevoel wat ons beleef het eers. Wat as die Heilige Gees jou tref en jy diep innerlike pyn en hartseer oor jou gebrokenheid? Dis nie so lekker nie. In ander woorde, ons moet versigtig wees om te sê, maar die Heilige Gees, het gevoel is lekker. Ek kan onthou in dienste waar ek gesit het. Gebroken, dan ry ek huis toe en ek kan amper nie die verkeer sien nie, want ek huil stikkend oor my eie sonde. So wat die Heilige Gees kom doen is, hy maak ons gehoorsaam, hy maak ons heilig, hy bring vrug in ons lewe en hy bring eenheid en liefde en hoeveel meer bring hy. Ons wat van die gawes van die Gees. So ons sien dan die twee verskillende tipe mense, as net twee. Dis of gevul met die Gees of met die vlees. Daar's ook twee uitkomste, vers 6, Romeine 8 vers 6. Want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede. Kyk na die volgende slide. Is dood. Inteendeel, die mens, die geestelike mens, sonder God se Gees, jou siel, is al klaar dood. Voordat jy 'n Christen geword het, was jy geestelik dood, jy het dit geweet. Nee, maar ek het groot geword in 'n Christenhuis. Dit het jou nie 'n Christen gemaak nie. Waar kry jy dit? Efesiërs 2. Jy was dood in jou sondes. En dan kom hy later in Efesiërs 2 vers 4 en 5 en sê, maar deur Jesus se liefde ontvang jy nou die lewe. So in ander woorde, die persoon wat volgens die vlees lewe, is dood, geestelik. Hulle kan nie die goed van God beleef nie, of ervaar nie, sonder die Heilige Gees se werk binne hulle. Inteendeel, dit sê dat hulle wil nie eers die dinge van God verstaan nie. Hulle wil nie volgens dit leef nie. Maar dan staan ons stil by ons, die wat die Gees het, ontvang lewe en vrede van God. En hier is die hoofgedagte vir vanoggend. Dat die Gees wil vir jou lewe en vrede kom bring. Johannes 6 vers 63 is Jesus se eie woorde waar hy sê, maar ek het gekom om julle lewe te gee. Lewe in oorvloed. Nie net klein bietjie nie, alles. En wanneer Paulus praat oor lewe gee hierso in Romeine 8, is dit nie, ons moet nie dink aan leef vir ewig nie, dit kom. Ewigheidslewe nie. Wat hy praat, hy wil vir jou nou lewe gee. Nou. En ons kan dit mis. Nie die ewige lewe is vir eendag. Nee, hy wil vir jou lewe nou gee, geestelike lewe in ander woorde. Wat kom doen die Gees? Hy kom, maak jou oë oop om God se wet te sien, te glo en dan te vertrou. So jy lees wie God is, jy verstaan wat dit sê oor God, dan begin jy dit glo, dan is daar nog 'n stap wat moet gebeur, is jy met God vertrou. En dan kom maar lewe. Jesus, Heilige Gees, gevulde lewe. Die woord lewe daar in Grieks is die woord Zoe. Daar's niemand met die naam Zoe of 'n kind se naam is Zoe. Ken julle iemand met die naam Zoe? 'n Mooi woord. Lewe. Dit beteken geestelike lewe. Ons word lewend gemaak vir God en die dinge van God. So in ander woorde, sonder God in die vlees, jy's dood vir hierdie goed. Jy wil nie God verstaan nie, jy het geen behoefte nie, jy wil nie volgens dit lewe nie. Maar dan kom die Gees en nou ewe skielik gee hy jou lewe en ewe skielik jy geniet dit wat God vir jou gee. Jy waardeer sy wet.
'n nuwe verhouding met God, dit is wat die Gees kom gee deur jou lewe te gee. Ons is nie meer dood in ons sonde nie, maar leef deur die Gees. En derdens, jy's dood vir die ou natuur. Dit is die ongelooflike hoofstuk in die Bybel, hoofstuk 6 en 7. Waar Paulus verduidelik, daar's 'n worsteling, 'n oorlog binne hom. Die ou natuur veg teen die nuwe natuur, die Gees. En hy kry dit nie altyd reg nie, sê Paulus. Dit wil ek, wat ek wil doen, doen ek nie, en dit wil ek nie wil nie, doen ek. En dan sê hy, in Engels sê hy, oh wretched man, gebroke, maar God se genade kom skyn deur vir ons, dat later sê hy dan in hoofstuk 7, dat ons ou natuur is dood vir die sonde. Dankie Here. Dit was laasweek se boodskap, gaan kyk gerus. As 2 illustrasies wat hierdie week gebeur het. Met iemand gepraat wat onseker was oor hulle redding. Die persoon is besig in 'n boek, 'n Ou Testamentiese profetiese boek, en jy ken die profete. Kyk, die profete is harde manne hoor. Hulle was nie baie die mense het hulle gehaat. 'n Profeet moes waarsku. 'n Profeet moes kom oordeel. En dan 'n profeet was ook daar om die boodskap van God verlossing te kom bring. So 'n profeet was nie baie gewild nie. En hulle was besig om hierdie profetiese boeke te lees, of een van hulle, en hulle het besef wat gebeur het. Die Gees het hulle bewus gemaak van die heiligheid van God. Fantasties as jy woord lees. En in hierdie heiligheid van God, die verstaan van dit, want hulle het groot geword in kerke waar dit word baie gepreek oor God is goed en Jesus is liefdevol en genade, maar nie die heiligheid nie. En wat gebeur dan wanneer jy 'n stuk soos dit lees, 'n hele boek oor God se heiligheid lees, dan begin jy vra. En sy het vrae gevra. En wat ons kon doen as 'n groep, is 'n vat na skrif toe waarheid. Want sy het nie getwyfel of sy 'n verhouding met God gehad nie. Inteendeel, sy het self getuig dat voordat sy die Bybelboek gelees het, wat oor God se heiligheid, het sy oop deur na God toe gehad, as God as Vader. Sy het gereeld met hom gebid, gereeld gepraat met hom, dit geniet, maar toe hierdie tref, toe is dit soos, wag nou, daar's 'n muur. En al wat ons moes nou doen, is vat na waarheid toe. En 1 Johannes 5, vers 10 tot 13, is die waarheid van die getuienis van Jesus Christus, en die wat glo, is gered. En dit was wonderlik om haar gesteldheid dan te waarneem. Want hoe ewe skielik sy kon vrede beleef. Want weet jy wat, ek verstaan dit reg, ek is gered. Fantastiese aand in God se teenwoordigheid waar hierdie kon gebeur. En dit bring ons terug na die lewe, God gee lewe, maar ook die tweede, vrede. So in ander woorde, sy kon by 'n punt kom waar net 'n uur terug was sy was nie by 'n plek waar sy vrede in haar hart gehad het tussen God en haar nie. Want sy het nie die waarheid ten volle geken nie en verstaan nie. Want sy het hierdie muur van heiligheid gesien. En toe ons haar deur dit vat, ewe skielik was daar vir haar verligting en sy het die vrede van God tussen God en haar verstaan. Dat sy hoef nie bang te wees as sy gaan bid nie. Hebreërs vertel ons, verduidelik dat die gordyn is geskeur. Daai gordyn wat ons kan vat in die heilige van heiliges. Die tweede insident, gaan hierdie korter maak, was met 'n persoon gister. By 'n verjaarsdagpartytjie, is wonderlik hoe jy by 'n verjaarsdagpartytjie oor God kan praat. En om die koek, praat ons praat en hulle begin praat oor God se genade. En hoe hy iets geluister het en die persoon het verduidelik dat jy kan weet en rustig wees in jou verlossing vir Christus. En hierdie persoon is 'n Christen. Maar as gevolg van die boodskap het hulle die diep innerlike vrede gehad. Soos Filippense 4 vers 6 tot 7 verduidelik. Vrede wat jou verstand te bowe is. So in ander woorde wat ons sê is God kom gee, die Gees kom gee ons lewe en vrede op 2 verskillende maniere. Vrede tussen ons en God en vrede in ons harte.
Nou gaan ons na die volgende, maar Paulus wys nie net, daar's twee moontlik, Paulus wys ook, dat daar twee verhoudings met God is. En dit lei tot twee uiterste verhoudings. Vers 7 en 9. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet aan God nie. Dit kan trouens nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Punt. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. So Paulus gaan nou dieper. Twee verskillende verhoudings met God. Die vleeslike verhouding is gekenmerk deur 4 goed. Jy kan hy volgende slide opsit. Vyandskap teen God, dood, vyandskap, vers 7 tot 9 sê, onderwerp hom nie aan God se wet nie. Dit sê dat, kan dit ook nie doen nie, is onmoontlik om dit te doen. En vierdens, kan God nie behaag nie. Volgende slide. Volgende. Ok, hy is missing. 4 goed. Die mens wat in die vlees lewe, is 'n vyand teen God, onderwerp hom nie aan God nie, kan dit nie onderwerp nie, en kan nie God nie behaag nie. Dit is onmoontlik. Onmoontlik. En daarom vra ek, nee, maar ek wil seker maak, ek lewe in die Gees. Ek wil seker maak, vandag nog, ek is in die Gees. Want in die Gees is daar lewe, maar ook sien ons dat die Gees in ons woon. Sien die twee verskille. Ver van God af, kan God nie behaag nie, kan nie God gehoorsaam nie. Maar aan hierdie kant, in die Gees, God kom en woon binne jou. Dat jy 'n kind van God is. Jy kan sê, Abba Vader. En in ander woorde, sien die intieme, nou verhouding waarmee ons sit vandag as gelowiges. Dit is wonderlik. Elke persoon moet dit beleef. En is omdat die drie enige God self jou verlossing bewerk en waarborg. Kom ek herhaal, die drie enige God self jou verlossing bewerk en bewaarborg. Dis die Vader wat jou vryspreek. Dis die Gees dis Jesus op die kruis wat jou sondes verlos. En dis die Gees wat jou dan lewe kom gee. Niks uit jou eie nie. Kyk, ek is te sleg om myself te red. Ek het te veel sonde. Maar God kom doen dit. Die Vader gee jou vryspraak, die Seun verlos jou, die Heilige Gees kom woon in jou. En daarom verstaan ons nou waarom Paulus hierdie hoofstuk begin en eindig soos hy doen. Want hy wil hê dat elke persoon wat Jesus ken, verstaan dat hulle binne God is. Hy wil hê dat elke persoon God se liefde ervaar. As geen twyfel dat jy vanoggend moet uitstap en vra, maar hoe lyk die twee persone? Dit is baie duidelik in hierdie stuk. Die vraag wat ons met elkeen vra, is, het ek die Gees? En vers 1 begin so mooi. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat na die vlees wandel nie, maar na die Gees. In ander woorde, jy kan rustig sit as 'n kind van God vandag en rus in hom. Daar's geen veroordeling. Ja, maar wat van daai ding wat ek destyds gedoen het? Nee. Wat sê jou Bybel? Ek weet nie, lees ek verkeerd? Hoe verstaan ons dit? Geen veroordeling. En dan som hy op die einde. Vers 38 en 39. Want ek is versekerd dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Niks. Ja, maar wat van daai? Nee, niks.
Niks. As een laaste vers, daarom, vers 12. Dit is eintlik by die begin van volgende week se. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur nie, om daarvolgens te lewe nie. Ons het 'n verpligting dan, om na die Gees te luister. Ons weet, die woord is waar. Ek weet dat die Heilige Gees nou binne in elkeen van julle werk. Ek weet nie waar is jou verhouding met God nie, maar ek weet, God se waarheid is waar. En wanneer ons waarheid preek, dan werk die Gees. En as daar twyfel is binne jou vandag, want jy nie jy uitstap alleen nie. Gaan praat met 'n vriend, kom praat met my, kom bid saam met iemand. Maar jy moet weet vanoggend dat die Gees binne jou is. En die wat die Gees het, wil ek jou met vrymoedigheid laat in die wêreld ingaan met die Gees. Want hy is met jou. En dat jy sal toelaat dat hy heeltemal beheer neem, want in elkeen van ons is daar goed wat ons net bietjie terughou. En sê, Here, net nie my finansies nie, of Here, net nie my tyd nie, of Here, net nie dit nie. Maar wanneer ons sê, Here Jesus, hier's ek, neem my lewe, dan bring hy lewe op 'n manier wat ons nooit beleef het nie. Kom ons bid. Heilige Gees, is in hierdie oomblik wat U werk moet kom doen. Ons wil onsself oorgee aan U as lewende offer en sê, kom doen U wil, Here, met ons. Asseblief. Ons wil eintlik nie wegstap sonder om verander te word nie. Sonder om my sekerheid te hê nie, en ook nie sonder om hierdie lewe te beleef nie. En ons wil ook, soos Moses sê, dat ons wil nie uitstap sonder U nie. En Dawid. So Heilige Gees. Wees ons vertrooster. Kom werk binne ons, verander ons, vernuwe ons. En doen U wil met ons. In Jesus se naam. Amen.